Goeiemôre. Dit is so lekker koud. Ek dink ons moet vanmôre net so. Ek was gister daar by die Proms en as ek nou dink aan nou Richard Kok, want van ek gekom het in 95 bied hy mos nou die Proms hier aan in die Veeremarksaal en op 'n stadium gister toe sê hy almal staan en roer 'n bietjie so. Want ek het gedink hy is al 90, maar hy kan nog lekker jippe losmaak. So as ons nou staan en julle kry koud, ek sal nou nie omgee as julle net so 'n bietjie bloed laat deurloop nie. Waar is ons kinders? Ons gaan nou die kersse aansteek, want daar's 'n paar goeie waaroor ons baie opgewonde is. Die eerste ene is, ons vier volgende Sondag die uitstorting van die Heilige Gees, wat met vlamme soos tonge van vuur gekom het. Kom ons steek aan en ons sit die lig vir die wêreld, want die Here het gesê, gaan na al die nasies toe, laat julle lig skyn. So kom steek 'n bietjie daar aan, terwyl ons die dankoffers ook opneem, dieselfde tyd, en dan moet daar een darm nou piek om dan my kersse ook te kom opsteek asseblief. Dan, wat die afkondigings aanbetref, julle het die briefies daar gekry. Kom ons kyk nommer 1 na Pinkster. Weet julle, dis in die konsistorie nou van môre aand af. En ons wil nou maar vir julle vra, weet julle, ons is in 'n oorgangsfase, die gemeente, met, nou ja, nou moet ek maar die ander lig vir julle sê. Die nuwe dominee het aangeneem. Hy is op pad Julie maand, lig vir die gemeente, 'n jongerige man wat opgewonde is. En ek dink die hele tema wat ons in Pinkster gaan behandel, God se kerk, vanoggend begin ons daarmee, in 'n godlose wêreld. Hoe gaan ons keer op die ou einde, jy sal vanoggend ook nou maar hoor, hoe gaan ons keer dat ook hierdie kerkgebou dalk verander, daaroor gaan ons môre aand praat, in dalk een of ander besigheid of wat ook al. Ons het nou die tyd, en Pinkster is 'n geleentheid waar ons geloof versterk, maar ook 'n geleentheid waar ons lekker kan saam bid vir 'n pad vorentoe. Nou die temas, die het julle daar, vandag se nou maar net die God se kerk in 'n godlose wêreld. Môre aand gaan ons oor die geeslose kerk in God se wêreld. Daar is nou ongelukkig, is daar kerke wat nou maar net kerk is, maar ons gaan môre aand daarna kyk, en ons kyk veral na die 7 briewe daarvan in Klein-Asië en Openbaring. En ek loop iemand daar in Beelko raak en ek sê, joh, ons praat 'n bietjie daaroor, en hy sê, nie toevallig nie dalk, hy is nou maar besig ook nou met Openbaring in die 7 briewe. En hy sê, elke gemeente wat die Here aanspreek daar, sê iets vir hom. So ek dink as ons nou kyk na hierdie briewe, dan sê ons gemeente, Newton Park, die Here het dalk vir ons ook 'n boodskap. Maar dan, Dinsdag, herlewing, die enigste antwoord, en dan Woensdag, God se kerk, is op pad na die ewige heerlikheid. Dit maak ons opgewonde, ons is op pad. Daar's 'n doel waarheen ons beweeg. En dan Donderdag, God se kerk is elke oomblik op pad. Laat ons kerk reg verstaan. En dan volgende Sondag natuurlik die uitstorting, herdenking van die uitstorting van die Gees. En dan sê ons die tema volgende Sondag, Gees vervuld om die wêreld te gaan verander. Nou dit is Pinkster die week, kom saam, bring mense saam, en as die konsistorie te klein is, dan kom ons kerk toe. Maar ons gaan regtig saam gesels, saam bid vir hierdie gemeente dan ook. Dan wat verjaarsdae aanbetref, dit lyk vir my die helfte van die gemeente verjaar in Junie. Ek sien vandag Wilma Brits, is Wilma dalk hier in, ons wou nou hande klap en gesing het, happy birthday, maar nou is hy nie. Maar aan elkeen in Junie,
wat verjaar mag, die Here 'n geseënde jaar gee. Voorbidding, dink ons nog altyd hier in Andrei en Alet van Heerden, Dani van Skalkwyk, Agnes Koeman, Johan Stroomfer en Lenet Nel, dat dit die voorbidding is. En dan natuurlik is die groot ding, Saterdag is ons kermis. Nou, jy sal baie goede daar sien. Nommer 1 is daar 'n vergadering net na die tyd hier in die konsistorie, en daar word al die goede bespreek. Ek sê altyd sonder daai span wat die kermis dryf, kan 'n mens nie in 'n kerk klaarkom nie. So dankie vir julle, maar wees hier na kerk. En dan volgende Saterdag, lyk dit my van 9 uur af. Daar is vir kinders, daar is vir daar's 'n teetuin, you name it. En hulle soek nog lekkers vir kinders, vir die kindertafel, hulle soek nog al die goede. Lees dit daar, en asseblief, kom ons maak dit 'n groot geleentheid, dan Saterdag, met die kermis hier. Goed, ons gaan nou net saam bid, en dan kan julle, ek mis altyd die kinders, maar julle moet nou na die slim tannies toe gaan, wat julle gaan leer, nê? En wie het my kers opgesteek? Nog niemand nie. Moet ek nou maar in die duister preek? Asseblief, ou Vader. Jy sukkel ook maar die dominee aan die brand te kry, maar Hy is baie bekommerd, ons het nie gesê van dat die nuwe dominee kom nie. Hulle so bly van die oue ontslae te raak, dat daar 'n jonge kom, hy sê ons net tog asseblief onthou, daar kom iemand. Nee. Kom ons bid saam. Hemelvader, so dankie vir die dankoffer. Dankie Here, dat ons ook weet, dit help, sodat ons 'n leraar kan beroep en onderhou, die kerk kan onderhou, al die goede doen wat gedoen moet word, ook na buite uitreik met die fondse. Dankie vir elkeen wat gee. Dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. Dankie vir ons kinders. Dankie vir die lig vir die wêreld wat sommer in die brand gesteek is as 'n simbool. Dankie vir die Gees wat uitgestort is, wat ons hier in Pinkster kan herdenk. O Here, wil U vanoggend U woord seën. Wil U ons saam wees baie ryklik seën. Dankie Here vir elkeen in hierdie gemeente. Baie dankie dat U ook in Dominee Konrad se hart gewerk het en dat U hom geroep het om hier sy diens tot eer van U koninkryk te kom volbring. Seën vir hom Here, en hierdie gemeente help vir hulle om 'n wonderlike pad saam met hom te loop, sodat U koninkryk ook hier in Newton Park kan uitgebrei word tot eer en verheerliking van U groote naam. Ons bid dit met dankbaarheid in Jesus naam. Amen. Is wonderlik dat ek julle kan groet in die naam van die Here Jesus, wat deur sy Gees ons beloof, hy is teenwoordig, ook in hierdie gemeente vanmôre, en oral waar ons gaan. So, ons gaan nou sy lof ook besing. As ons sing, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Waarvoor loof ons hom? Vir liefde, vir genade en vir verlossing en steun. Maar dan is dit vir my baie belangrik dat elkeen wat glo. Nou, dis eintlik maar ons geloofsbelydenis vanmôre. Dat ek sê ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, ek glo in die Heilige Gees. Maar waarin glo ons as ons in Jesus glo? Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Kom ons loof die Here, en dan kan ons vra, ek gaan net dan vir ons so 'n stukkie van Romeine 12 lees, en dan gaan ons nog 'n lied sing, as julle
dan sommer net so kan staan. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en seën, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk hier bewaar, dit vernuwe en bou. Ons bly inspireer en ons sien deur sy gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien hy ons dood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat hy vir ons het. Loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. U kan maar die sitplekke inneem. Weet jy, as ons nou nie die sangers nie. Nee, asseblief, staan nou net so oomblik. Nee, weet julle, as 'n mens nou daai lied gesing het, dan sien ons die Jesus kom en hy kom verlos ons. Ons gaan nou 'n stukkie uit Romeine 12 lees wat sê as ek my sonde voor die Here bely, weet ek dis vergewe. Maar dan leef ek 'n lewe uit dankbaarheid op 'n bepaalde manier. En die kerk sal nooit doodgaan as ons hierdie kerkwees gaan leef wat Romeine 12 vir ons sê nie. En hy begin Romeine 12, hy sê ek doen 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self as 'n offer. Nommer 1 is dit daai oorgawe waaroor ons dan nou Dinsdag gaan praat. En dan sê hy, onthou net, julle liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Julle sal deur die preek sal jy ook hoor ons moet keuses maak. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot 'n voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Wees altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in die verdrukking waaroor ons ook vanmôre gaan praat. Volhard in die gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën, en hierdie een is die moeiliker een. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle en moet hulle nie vervloek nie. Dis wat ons as kerk anders maak en wat Jesus anders maak. Hy sê wees bly met die wat bly is en treur met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, skaar julle by die nederiges. Moet ook nie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense en as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfwraak neem nie, geliefdes.
Laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, is my reg om te vergeld, ek sal vergeld, sê die Here. En dan is hier 'n ou versie wat vir my 'n harde klap gegee het, toe ek gedink het, ek wil hom nou 'n oue pak slaag gaan gee. Toe sê die Here vir my, nee, as jou vyand honger is, gaan gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gaan gee hom iets om te drink. Hy sê, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En toe ek dit besef, dat die Here vir my die totaal andersheid verwag, in plaas van om wraak te neem, en om vir hom sy fortuin te vertel, toe sê die Here, loop vra vir hom, wat het hy nodig? En die Here het op 'n baie besondere manier, moes ek sy kind begelei, met hierdie vers, wat my hele kop verander het. Maar nou gaan ons sing, want ons is alleen, kan ons dit doen, deur die genade van die Here. Kom ons sing hierdie pragtige lied, genade onbeskryflik groot, het U aan ons bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. U kan maar net so bly sit, en dan sing ons hierdie pragtige lied. Baie dankie. Ons gaan nou as jy die Bybels oopmaak by Openbaring 2. Dis nou die gemeente Pergamum. Die briefie daar, en ons gaan nou maar net so die eerste gedeelte doen van daai briefie. So deur die loop van Pinkster gaan ons, want daar's 'n pragtige einde in hierdie briefie, gaan ons na die einde kyk. Ons gaan ook 'n stukkie kyk hier in die middel. So ons gaan ook kyk na Sardes môre aand, na Laodicea. Ons gaan so na verskillende van hulle kyk oor die loop van die tyd. En natuurlik ook ander gedeeltes in die skrif. Maar as ons nou kyk na Pergamum, die gemeente Pergamum is 'n gemeente wat 'n naam gekry het. Dis nou interessant. Hulle het daar geweldig baie velle van diere gebruik, en hulle het die ou perkamentrolle het hulle daar in massas ontwikkel. So dit was 'n plek waar hulle dit waarop mense geskryf het daai tyd, die boekrolle, die velle waarop hulle geskryf het, en daarvan het die naam van die dorpie Pergamum ontstaan. Vandag, ek moet nou mooi kyk, is hy Bergana. Pergamum se naam is vandag as jy Bergana. Maar ons gaan net nou 'n bietjie meer kyk na wat daar alles aan die gang was by daai gemeente. Maar
as jy nou kyk na vers 12, dan sê hy in Openbaring, ek skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum. Dit gaan oor die kerk daar. Hy sê, so sê hy, wat die skerp swaard met die 2 snykante het. En wat sê Jesus vir hierdie gemeente? Hy sê, ek ken die plek waar julle bly, en dis 'n verskriklike plek. Hy sê, daar waar die troon van Satan is. En dan is daar 'n mooi woordjie, tog bly julle aan my naam getrou. En julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar waar die Satan bly nie. Tog het hulle getrou gebly. Maar dan in vers 14, die hartseer. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het die mense julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Nou die leer van Biliam was maar net, dit kom uit daai tyd uit waar hulle vir Biliam eintlik aangemoedig het om die God van Israel en Israel te vervloek. Nou daar's mense wat daai leer nog aan vasgehou het in plaas van om te glo is om te vervloek. En saam met hulle, hy sê hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikhede bedrywe het. So is daar ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Die leer van die Nikolaïte, maar dieselfde afgodsoffervleis en onsedelikheid en noem maar op. En dan sê in vers 16, ons gaan net so vinnig daaraan raak, maar ons gaan oor twee aande daarby uitkom. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, en daaroor gaan ons, ek dink Woensdag aand gesels, sal ek van die verborge manne gee, en daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken, as net hy wat dit kry nie. Kosbare belofte. Maar ons gaan daar by uitkom as ons praat van God se kerk op pad na die ewige heerlikheid. Nou, as 'n mens nou kyk, as jy nou na die vorige enetjie kyk, waar ons nou maar net sê, ek kan hom dalk nou net daar, die tema gaan oor God se kerk in 'n godlose wêreld. En die prentjie gaan daarin dat daar 'n stukkie lig is van God se wêreld, maar die wêreld rondom hom is eintlik in duisternis. Maar wanneer 'n mens nou die kruise geplant het, en 'n mens dink aan Jesus Christus, wat die lig van die wêreld is, wat hiernatoe gekom het, dan vra mens nou 'n vraag. En vandag se dag, sal die kerk in Suid-Afrika oorleef? Sal die kerk in Port Elizabeth oorleef? Sal die kerk in Newton Park oorleef? Mens vra hierdie vraag, want kerke stoei, kerke maak toe, kerke smelt saam, hier in Suid-Afrika, en 'n mens is bekommerd daaroor. Dan praat ek nie eers hoe lyk dit in Europa en in ander dele van die westerse wêreld. Dit is maar bekommerd. As mense in Europa kom, dan is daar kerke wat nou lekker winkels is. Dieselfde, het ek gehoor van die kerk waar ek daar in Springs was. En dan is daar selfs kerke wat nou aan die moslems behoort en 'n moslem aanbiddingsplek geword het. En dan vra mens maar net. En ons vra die vraag hier. Ek weet 'n hele klompie jare gelede toe ek hier by PI Wes na ek afgetree het, begin het met die Hoop vir Kinders en die EE daar, was daar baie samesprekings tussen Newton Park en Port Elizabeth Wes. Sy moet hulle nie maar saamsmelt. Dit is nie verkeerd nie. Maar die vraag is,
Kan ons hier oorleef? Hier is soveel potensiaal. Maar dan het ek 'n tweede dingetjie daar. Is die vraag wat ek vanmôre vra, sal die kerk oorleef? En dan sê ek, eintlik vra ek 'n verkeerde vraag. Want die kerk van die Here Jesus Christus gaan nie doodgaan. Die kerk van Jesus oorleef. En dis nou weer die ander kant. Daar waar dit so lekker gaan in die westerse wêreld, het die kerk beginne verdwyn. Maar dan kom ons by plekke waar die kerk verdruk word. En dan kom jy by enige plek daar, of jy ondergronds gaan, of waar jy ook al gaan, mense getuig met opgewondenheid oor Jesus Christus. Waar mense die kerk wil vervolg, jy's daar, groei jy op 'n ander manier. So die vraag is dalk nie reg nie. My vraag is dalk verkeerd. Ons moet vanmôre positief vir mekaar sê, die kerk van die Here Jesus Christus gaan oorleef. En weet julle, ons moet baie versigtig wees om nie net negatief te kyk na die goede nie. Ek sê baie keer dan is daar 'n lang relaas, mense kla oor die predikant het die kerk half doodgemaak en dit het gebeur en dat het gebeur. Maar die persentasie daarvan is kleiner as die mooi stories. Ek weet, ek het dit al vir julle gesê, maar ek was in 'n gemeente in hierdie jaar waar hulle weer stoele ingedra het. Waar daar net so baie mense was. Ek was in 'n kerk in die Kaap waar hulle met Goeie Vrydag uit brood uitgehardloop het en gelukkig beskuitjies gegee het, want iemand het seker 'n blik beskuit in die kar gehad. Ons moet die positiewe stories. En nou vra ons die vraag, gaan Newton Park 'n positiewe storie of 'n negatiewe storie wees? Hier kom 'n nuwe dominee. En ons moet hande vat. En ons kan hierdie kerk van die Here hier met opgewondenheid laat groei op verskillende maniere. Ons moet onthou, dit is wonderlik dat die kerk weer vol sit. Maar hierdie kerk 'n getuienis in die skole rondom dit. Daar's lidmate in die skole wat nie Sondag dalk hier in die kerk kom as ons 'n geleentheid benut om in skole die evangelie te deel. So kan 'n mens sê, die vraag is dalk nie reg nie. Maar ons moet ook realisties wees. Dit is nie maklik soos in die ou dae nie. En as ons nou kyk na Pergamum, dan sien ons die realiteit daarvan. Ons in Suid-Afrika leef ook maar in 'n godlose wêreld. Vroeër dae, en nou moet ons glad nie vassit in dit was so nie. Vroeër dae was dit maklik. Die regering was Christelik, in die skole was Christelik, elke ding het 'n Christelike instansie geword. Nou is dit anders. Die winkels was toe, al wou ek iets gaan koop, was daar nie 'n winkel oop nie. Dit was baie makliker om die Sondag ook te konsentreer op Christus en jou eie familie. Die wêreld waarin ons leef is net anders. Mens sien, in plaas van dat die mense nou hier na die kerk toe kom, ry hulle na ander plekke toe, om hulle inkopies te gaan doen of wat ook al. Pergamum, wat sê die Here? Ek ken die plek waar julle bly. Daar is die troon van Satan. En dan is dit nie anders as wat dit dalk vandag hier lyk. Maar as ons na Pergamum kyk en ons kyk na sy geskiedenis, was dit eintlik die hoofsentrum van afgode. Daar was op die berg daar die tempel van Zeus. Die groot tempel van Zeus. Die afgod Zeus. Daar was ook die afgod van genesing. Wat daar was. En die simbool, en is interessant, ons het vandag nog die slang van genesing, hulle het daar gewerk met die slange en daar was ook die Dionysus.
met die simbool van die bil. Daar was verskillende afgode. En in so 190 na Christus, toe die Romeine Pergamum oorgeneem. En wat gebeur toe? Toe vestig hulle die keiserkultus. Daar was mos nou die keiser aanbidding, die keiser van Rome moet eintlik aanbid word. So het dit gelyk in Pergamum. En dit lyk nou, hierdie briefie word geskrywe, juis maar in die tyd waar hulle gesê die keiser moet aanbid word. En ons weet, hoe is Christene vervolg? As Christene nie wou die keiser as die Here erken nie, dan is jy vervolg. Daarom sê hy, Pergamum, die troon waar Satan eintlik bly. Dis nie Zeus, die keiser nie, maar hier regeer Satan eintlik. En dan sien ons, daar was die aggressiewe heidendom. Hulle kon die Christene nie verdra nie. En ons lees hier, daar selfs die marteldood. Antipas is doodgemaak op grond van die feit dat hy in Jesus Christus glo. So lyk dit in die gemeente Pergamum. Wat is die raad wat die Here gee? Maar kom ons besef net eers. Die Here waarsku dat dit in hierdie laaste dae dat dit nie so maklik gaan nie. Jesus sê self in Matteus 24, ek gaan nou net so vinnig kyk na van die gedeeltes. Hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Hy sê dit daar's mense wat sal sê, ek is die Christus. Hy sê daar, julle sal deur al die mense gehaat word, omdat julle die naam van Christus bely. Hy sê in daardie tyd, sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat. Hy sê, omdat die minagting van die wet van God so toeneem, sal liefde by baie mense verkoel. Hy sê, dit is hoe dit gaan lyk in die eindtyd. Ons kan nog baie goede hier lees in Matteus 24. Romeine 1 sê hy vir ons maar net, daar's baie goede wat daar staan. Hy sê, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos verganklike mense, of diere, of slange. Daarom gee God hulle oor aan hulle eie drange van hulle hart en aan hulle sedelike onreinheid. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Galasiërs 5, wat maar net vir ons omtrent maar dieselfde sê. Hy sê, ons moet net besef, daar's 'n stryd. Hy sê die stryd tussen die vlees en die gees wat daar gaan wees, en dan sê hy ook, daar's die praktyke van die sondige natuur, dan noem hy hulle onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, rusies, verdeling, skeuring, afguns, dronkenskap en uitspattigheid en al dergelike dinge. Dit wat Galasiërs sê. Timoteus sê ook maar net vir ons. Hy sê net, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle wil hoor. En daai enetjie is so baie waar. Dat mense wil hulle eie godsdienst gaan bymekaar maak. Mense loop maar weg van die kerk, want ek soek 'n kerk wat by my pas. Ek gaan nie na 'n kerk toe waar ek by die Here inpas en wat hy wil hê nie. Want ek hou nie van dit nie, ek hou nie van dat nie. So sien ons mense beweeg maar tussen verskillende kerke ook. Ek gaan op die ou einde stel ek vir my iets saam, 'n bietjie van dit en ek hou 'n bietjie van dat, en op die ou einde gaan ek maar
aan 'n kerk behoort wat by my en my gevoelens ensovoorts pas. Nou sien ons, en ek gaan dit 'n paar keer net sê, daar's 'n aggressiewe aanslag en daar is 'n subtiele aanslag. Ons gaan nou daarby uitkom. En nou het ons al baie gesê van Suid-Afrika vandag. Dit gaan nie net oor die res van die wêreld nie. Suid-Afrika vroeër, en ons moet nie vassteek daar nie, Suid-Afrika vandag. Dit beteken nie dat die kerk nie meer 'n rol speel nie. Maar die wêreld buite hom is anders. Toe ons met die skolebediening besig was, ewe skielik na daai wet van die uitgekom het dat die Christendom nie meer die enigste godsdienst is nie en hy mag eintlik nie meer in skole sommer net verkondig word nie. Was dit 'n stryd om net weer by skole 'n opening te kry om die evangelie van Jesus te deel. Een van die skole hieronder is aangekla en ek gaan na die hoof toe en ek praat met hom en hy sê vir my hierdie wonderlike woorde. Dit lyk of hy in Pergamoen gebly het. Ek sê vir hom ek is verskriklik jammer dat daar nou 'n saak teen jou is oor dat jy 'n Christelike skool is. Hy sê, weet jy, hoe opgewonde is ek daaroor? Ek is die enigste skool in die Oos-Kaap wat aangekla is. En ek is trots daarop dat die wêreld kon raak sien, ons is 'n Christelike skool. Hy het nie omgegee nie. En weet julle, daai saak het ook verdwyn. Maar Esa vandag, dis nie meer so maklik nie. Maar ons moet ook nie negatief wees nie. Op 'n stadium het ons na besighede toe gegaan, hier vanuit PU Wes, en voor COVID 72 besighede wat gesê het, asseblief, ons kom dalk nie, ons mense kom dalk nie meer by die kerk uit nie, maar kom deel die evangelie eenmal 'n week. Ek het by 'n restaurant gesit voor hulle oopgemaak het, en daar by donderdag toerusting gaan gee. So daar is potensiaal in Suid-Afrika, maar ons moet ook realisties wees. Ons het net ander gode, ons het nie vir Zeus nie. Ons het dalk nie vir Dionysus of Antipas of wie, nie Antipas nie. En nou het ek daai God van genesing vergeet. Mense aanbid dalk ander goede. Dalk materialistiese goede. Dalk is daar ander goede wat mense vasvang. Daar is, onthou die Here sê, jy mag geen ander gode hê nie. Wat beteken dit? Ek mag niks gelyk of bokant God stel nie. Ons is dalk besig met normale goed, en ons kies daai goede bokant God. Of ons stel hom gelyk aan God, en die Here sê, nee, werk nie so nie. Dalk het ek 'n afgod van myself. Ons hoef nie te sê, daar is die ander afgode nie. Maar kom ons kyk na die aanslag. Die aggressiewe aanslag. Ons beleef dit nog nie in Suid-Afrika. So intens. Maar weet julle, as 'n mens praat met van die kerke, veral daar in 'n moslim wêreld. En ons praat in hoe sendelinge moet vlug, hoe mense toegesluit word, hoe mense regtig op baie maniere aggressief vervolg word, net omdat hulle 'n Christen is. En ons moet besef, hier's ook al mense in Suid-Afrika wat aggressief besig is. As ons dink aan daai man wat die skole geteken het, hy het 'n saak in die hof gaan maak met 'n aggressie dat Christus nie meer in die skole verkondig mag word as die godsdienst. Is maar op 'n manier, ook 'n aggressiewe manier. Maar weet julle, ek is baie meer bekommerd oor die subtiele aanslag. Ek is baie meer bekommerd daaroor. Wat ons sê, evil is good. Dat ons mak word vir die sonde in die wêreld. Dat ons maar geleidelik, en daai in is, geleidelik, beginne ons nou maar, sê, ag, dis is hoe verkeerd nie, ek begin maar deel, evil is good. Daar is sekere goede, wat ons maar beginne goed praat.
Daar seker goed, ons praat dit nie goed nie, maar ons doen dit maar, eintlik op die ou einde. Ons sê is maar alright. En dit breek daai sterk getuienis van die kerk af. Want jy weet nie meer of iemand daar by die werk 'n kind van die Here is of nie 'n kind van die Here. Dis vir my baie hartseer. As ek sê by somtyds vir iemand, "Sjoe, hier's 'n goeie lidmaat. Dis wonderlik wat jy by die kerk doen." Dan sê iemand wat saam met hom werk, "Dis nie die man wat ons ken nie. Dis nie die vrou wat ons ken nie. Ons is maar saam in die praktyke, waar ons op ander maniere dalk ons besigheid bedryf. Ek is dalk iemand anders daar, wanneer dit die partytjie by die werk is. Evil is also good. Dan is daar een wat ek nog meer bekommerd oor is. Ons gaan kompromieë aan tussen goed en kwaad. Tussen dit wat die Here wil en dit wat die wêreld wil. Ons compromise maar. Ag, ons sal maar hier bietjie toegee. Dis baie na aan evil is good, maar nou gaan ons 'n bietjie stappie verder. En ons word eintlik maar so half deel van dit wat verkeerd is. Ons gaan 'n kompromie aan. En weet jy, dis nie wat die Here wil hê nie. Ongelukkig of gelukkig is die woord van die Here duidelik. Ons moet maar 'n keuse maak. Ons moet maar 'n duidelike keuse maak tussen wat reg en dit wat verkeerd is. En dit gaan ek alleenlik hoor, maar gaan nou daarby uitkom. As ek naby die Here bly. As ek naby sy woord bly. Maar weet jy, die keuses het nou moeiliker geword. Omdat baie goed reg lyk, maar tog nie meer reg is nie. Daar waar hy sê, die valse profeet Openbaring 13, lyk soos die lam, maar die stem van die draak. Baie goed lyk reg, maar ek moet fyn luister. Want dis die stem van die draak. En my keuse is nie net die dag, wanneer ek 'n besluit vir die Here neem nie. Maar ons gaan Dinsdag aan daaroor praat. Dis elke dag staan ek voor 'n klomp keuses. En omdat ek 'n kind van die Here is, word daar van my gevra waar ek ook al is. Of ek in die winkel is, en of ek by die werk is, of waar ek is, moet ek keuses maak. En ek moet die Here se leiding hê vir daai keuses. Dis die wêreld waarin ons staan. En dan gaan ons maar net afsluit. Ons gaan dit eintlik in die week, gaan ons baie meer daarop konsentreer. God se oplossing vir die kerk. En vanmôre wou ek maar net eintlik die groter ander buiteprentjie skilder. Maar ek wil tog hê dat jy iets moet vashou vandag. Dat jy moet uitgaan met iets. Die res van die week gaan vir ons help om in hierdie wêreld, hierdie godlose wêreld te gaan staan. Die eerste troos wat ek het, as ek na hierdie briefie van Pergamum kyk, dan sê die Here, ek ken die plek waar jy bly. Onthou, my omstandighede, party het maklike werksomstandighede, party het makliker omstandighede rondom hulle, ander moeilik. Ander is daar regtig, is daar by die werk of waar ook al die troon van Satan. Maar die Here sê, ek gaan jou nooit alleen los nie. Ek ken vir jou, sê hy in Johannes 10:27, ek ken my skape, maar ek ken ook die plek waar jy bly. Die Here los my nie daar alleen nie. Hy sê, ek ken, ek weet. En dan sê hy begin hierdie enetjie, die woord. As die kerk die woord gaan verloor, en dan sê hy 2 keer hier, hy begin, hy sê, so sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het, by 'n ander plek sê hy, maar ek gaan na hulle toe kom, en die mense bestry met die swaard van my mond. En dan weet ons mos, wat sê Efesiërs 6:17, hy sê, die wapenrusting word eintlik afgerond met die woord
wat die swaard van die Gees is. Hebreërs sê, die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Hou vas aan God se woord. En wanneer ek getuig, daaroor gaan ons volgende Sondag meer gesels, en eintlik ook donderdag aand. Onthou, die woord is dit wat ek bring. Die krag van die Gees. En dan natuurlik, wat sê hy hier? Bekeer julle, bly getrou. Nou daaroor gaan ons 'n bietjie gesels. En hy sê ook, weet julle wat? Daar's ondanks die troon van Satan, was daar mense wat absoluut getrou gebly het. Alles Antipas doodgemaak, het hy nooit sy geloof verloor nie. Hy sê, en julle het ondanks dit, het julle getrou gebly. Die meeste. Onthou, daar's 'n maar. Daar's 'n paar wat ander goed gecompromise het. Daar's 'n paar in Pergamum wat compromise het met Biliam se groep en met die Nikolaïte se groep. Hy sê nee, bly getrou. Hy sê wees wakker. Hy sê wees wakker vir hierdie goede. Want dit is so maklik dat die duiwel ons aan die slaap maak. En dat ons nie wakker en nugter is nie, en dis presies wat 1 Petrus 5 sê. Hy sê, wees nugter, wees wakker, wees standvastig, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Wees wakker. Wees standvastig. Wees getrou aan die woord. En dan, daar wat hy maar net daai waarskuwing vers 14 gee, daai maar moet asseblief, die kerk gaan oorleef, as ons nie kompromieë gaan maak, met ander goede, wat nie deel is van God en sy woord nie. En dan, die laaste, onthou, ek doen dit nooit alleen nie. Ek doen dit met die krag van die Gees. En dis wat ons in Pinkster kom vier. Hy is altyd by ons. Hy sê, daar is nie net die praktyke van die sondige natuur nie. Daar's die vrug van die Gees wat die kerk moet leef. Daar's liefde. Hy sê in Handelinge, onthou, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Die woord is daai tweesnydende swaard, is die krag van die Gees, is lewend en kragtig. Onthou maar net, hierdie kerk van die Here gaan nie ten gronde gaan nie. Maar daar is 'n paar goeie waarna ons moet luister. En daar is 'n paar stukkies wat vir ons troos vanmôre. En dis wat Pinkster vir ons kom sê. My Gees is uitgestort. Ek ken die plek waar jy bly, maar ek ken vir jou. En weet jy wat? Waar wil ek bly? Donderdag aand, waar wil ek bly? By jou en in jou lewe. Om wat vir jou te gee? Krag. Om wat van jou te maak? 'n getuie vir die Here in hierdie godlose wêreld. Kom ons vat die krag van die Gees opnuut vandag. Hemelvader, dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd die uitstorting van die Gees kan herdenk. Dankie Here vir hierdie saamwees. Dankie vir die gemeente van Pergamum. Dankie vir hulle voorbeeld van getrou wees, nog altyd van u getuig, ondanks die troon van Satan. Dankie vir die woord, maar dankie vir die Gees. Dankie vir hierdie gemeente. Dankie vir 'n nuwe leraar wat op pad is. Maak hierdie gemeente die troon, nie van die Satan nie, maar die troon van die lewende en heilige God, wat elke dag getuig tot eer van die naam. En elke dag mense toevoeg tot hierdie gemeente. Nie omdat ons 'n oulike gemeente is nie, maar omdat ons 'n gemeente van die Here Jesus Christus is, wat gevul is met die krag van die Gees. Ons bid dit met soveel afhanklikheid
Ja, Here, vul ons met u Gees. Amen. Ons gaan afsluit wat ons maar net op die ou einde sê, op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Ons hoef nou nie daaroor bekommerd te wees wat God se kant aan betref. Ons moet net nie ons eie fondamente oprig waarop ons geloof staan nie. Vaste fondamente het God sy kerk gebou. Hy die koning, as ons nou kyk na daai tweede gedeelte, die koning van die hemel, herskep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat hulle sy volk kan wees. Die Heilige Gees wil ons herskep. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees. Verlorenes op aarde, dat ons sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam. En in geloof en werke, en in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou duur gekoop. Bedreig gevaar van buite, met skerp en eingemik. Vol twyfel ons van binne, met klein geloof en skrik. Dis hy aan die wêreld, ons sal verdrukking hê. Maar Christus het sy bystand aan ons hier toegesê. Vra verskoning vir my tweede vers wat hier uitgeval het hier op my skerm. Maar baie dankie vir julle wat dit mooi voorgesing het. Maar pragtige lied, wat op die ou einde maar sê, daar gaan gevaar wees van buite, verneinigheid, daar gaan twyfel wees. Maar Christus het sy steen aan ons toegesê. Kom ons kom in hierdie week saam en ons bid vir die leiding van die Here. En as jy nou nie net na die woord wil luister nie, ek sien daar gaan sop en broodjies ook wees, dan kom jy net vir aandete, hier na Pinkster. Maar die Here sê, ek het my steen in julle toegesê, deur my gees, my liefde, my teenwoordigheid elke dag. Amen. 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 Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig,
kind onthou